En dit is so lekker om vanoggend jou hier te hê en saam met jou deel te wees van dit wat die Here vanoggend gaan doen in ons harte. Ons is in ons is binnelanders van die Bybelreeks. En as jy dalk die verlede weekie was nie, ons het begin met hierdie besondere reeks. Ons het gepraat onder die tema van skinder. So as jy nie hier was nie, gaan kyk gerus daarna op ons YouTube kanaal. Nou vanoggend wil ek met jou gesels oor die tema skandes. So ons praat oor 4 temas in hierdie reeks. Volgende week praat ons oor 'n volgende een skeiding en die een daarna struikel. En ek hoop dat die Here vanoggend iets besonders net in jou hart gaan doen. Nou wat is jou gunsteling brood? Sê gou vir die ou langs jou, my gunsteling brood is. Dis 'n paar ouens wat nou lus is, nou. Kyk, toe ek groot geword het op die plaas, het my ouma elke week brood gebak. En elke week het sy daai groot erde bakskorrel uitgehaal, dit was omtrent so groot. En dan het sy deeg begin aanmaak daar, so ons het my genooi en gesê kom Marius, kom ons gaan brood bak. En dan het ek so op een van daai stoele geklim daarna in haar kombuis en dan het ek saam met haar gestaan en dan knieg ek daai brood so saam met haar, met daai klein hande van my, en sy het my 'n bietjie gehelp en so, en haal sy so 'n botteltjie canned uit daar, wat so op 'n kas gestaan het, en die botteltjie het sulke goed ingehad, wat so vrotterig gelyk het. En hulle sê eintlik het lewe, né? En dan sy van dit gevat, en net so 'n teelepeltjie gevat, en gooi sy dit in daai baksel, en dan sy dit gemeng, en dan vat jy daai bol deeg, en dan sit jy dit in die broodpanne, wat so groot was. Sit jy dit met 'n doekie oor, daar ergens in die son, hè? Kan julle dit onthou? Ja. En as jy iemand het wat dit nog steeds doen, ja, happy vir jou. En toe sit ons dit in daai koolstoof in, as jy dit daar uithaal, het hy nie so gelyk nie. Hy was pikswart. En dit is die lekkerste brood gewees, 'n regte sourdough bread. My favorite brood is 'n sourdough bread. En vanoggend, as ons bietjie dink net aan hierdie, daai klein lepeltjie suurdeeg, wat jy in daai groot bol deeg gooi, het die vermoë om deur daai hele deeg te werk, en daai hele bol deeg te beïnvloed, en om te laat rys, en hy maak nog dat dit sulke gaatjies binne in die brood, en dis hoe jy suurdeegbrood uitken, hè, behalwe dat hy 'n bietjie ryk, is dit daai gaatjies, as vol van die fermentasie, wat gebeur binne in so brood. En vanoggend, as ons bietjie dink aan ons eie lewe, ons sekere goed wat baie klein is, en wat soms wil inkom, en dit wil in ons lewe, wil dit kom beïnvloed, en dit wil eintlik dit wat die Here wil 'n blessing maak in ons lewe, wil dit kom beïnvloed. En vanoggend, as ek met jou gesels, dan gesels ek so 'n bietjie oor 'n onderwerp, wat ons baie keer vermy, en selfs in die kerk ook, wil ons dit vermy. En vanoggend sê ek eintlik, dit is so bietjie PG-13, en as jy kyk, het ek so bietjie 'n plusie daarby gesit. So as die kinders in die gehoor is, dis 'n positiewe ding. Want dit is nodig dat ons kinders die waarheid hoor. Dit is nodig dat ons kinders verstaan, dat daar 'n sekere beginsels wat God ingesluit het vir ons, wat hy wil hê ons moet verstaan, en dat ons sal verstaan hoe die wêreld wil kom in ons lewe, en ons wil kom 'n invloed wat God bedoel het vir goed, vir my en vir jou. So vanoggend, as ek met jou gesels oor die onderwerp van seksualiteit, dan is dit nou nie die oomblik wat jy nou moet so stamp, mamma vir pappa, en sê, ek weet nie of ons hier moet wees nie. Want hierdie is vir ons almal. Want ons seksualiteit is iets wat ons almal beïnvloed. Dis iets wat vir ons almal goed is. Dis iets wat 'n positiewe ding is, en selfs binne in die kerk. En vanoggend wil ons so 'n bietjie net daaroor gesels. Want iets wat God gebring het, wat beautiful is, wat heilig gemaak is, wat hy gemaak het, wil die vyand kom, en die vyand wil dit verdraai in ons lewe. Wil ons negatief maak daaroor, of wil dit in ons lewe gebruik, en verwoesting bring binne in ons lewe. En daarom wil ons gesels daaroor, want Jesus wil ons vry maak van die goed wat wil kom en 'n invloed in ons lewe kom hê, en hy wil hê dat ek en jy sal leef in die seën en in die blessing wat hy bedoel het daarmee vir jou persoonlik, vir jou huwelik, vir jou gesin
vir jou familie, vir jou vriende, by jou werk en selfs in die kerk, want hierdie ding beïnvloed almal. En ons gaan dit sien wanneer ek nou hier praat, saam met jou in Korintiërs. En Korintiërs is die boek wat ons besig is om te lees, want hier in Korinte, daar 'n klomp goed aangegaan, wat Paulus agtergekom het, nadat mense vir hom goed kon vertel het. Hy was in Efese gewees, hy het hierdie kerk geplant in Korinte, dit is 18 maande daar gewees, en het groot werk daar gedoen, en toe het hy aangegaan, en in Efese, terwyl hy daar is, toe kom van die mense van Korinte by hom aan, hulle vertel van 'n paar goed wat aangaan, ons het verlede week begin gesels daaroor, en vanoggend gesels ons uit die verse uit van die 5de hoofstuk, vers 1 tot 8, waar hy die volgende begin sê. Hy sê, ek kon byna my ore nie glo nie. Nou as ou dit sê, dan sê maar, wat het jy gehoor? Ek kon my ore byna nie glo om van die seksuele vergrype onder julle te hoor nie. Daarby van so ernstige aard, dat dit selfs nie onder die ongelowiges voorkom nie. Ek moes verneem dat daar iemand in julle gemeente is, wat met sy stiefma in sonde leef. En dan is julle nog so trots op julle self. Pleks dat julle treur en toesien, dat hierdie man wat sulke dinge aanvang, uit julle midde verwyder word. Al was ek nie self daar saam met julle nie, is ek tog in die gees by julle en het ek, asof ek teenwoordig is, al klaar in die naam van Jesus Christus, van ons Here Jesus, 'n oordeel uitgespreek oor die man wat so iets gedoen het. Julle moet 'n gemeentevergadering saamroep. Ek sal in die gees daar wees, en die krag van ons Here Jesus sal ook saam met julle daar wees. Dan moet julle daardie man aan Satan oorgee, sodat sy sondige aard vernietig kan word, maar hy self verlos kan word op die oordeelsdag. Dis erg dat julle nog oor julle spiritualiteit kan spog, terwyl julle iets soos hierdie in julle midde toelaat. Besef julle nie, dat as selfs net een persoon toegelaat word om so voort te gaan, almal binnekort aangetast sal wees nie. So suurdeeg, die hele deeg suur maak. Verwyder hierdie slegte invloed onder julle uit, sodat julle weer nuut en skoon kan wees, want dit is tog wat julle in wese is. Kom ons vier dan fees, nie met die ou brood van sonde en onsedelikheid nie, maar met die nuwe brood van reinheid en waarheid. Paulus is geskok. Dis wat ons hier sien. Hy is geskok oor wat aangaan in die kerk, en dat mense is super trots oor hoe hulle 'n kerk is. Wie is lief vir die kerk? Sien iemand wat lief is vir jou kerk? Daai ouens het hulle kerk geloof. Hulle het gesê dis die beste kerk. Dit is 'n amazing kerk. En in hierdie kerk, jy weet, ons laat alles toe. En ons gee nie om as iemand so optree nie, want dit praat eintlik van hoe aanvaarbaar ons is binne in die kerk. En Paulus kom en hy vat hierdie ding aan, wat daar aangegaan het, is iets wat in daai kultuur iets was, wat selfs die Romeine, die ongelowiges, laat skaam kry het. Dis iets wat onaanvaarbaar was vir mense. En Paulus kom sê, en hy sê, ouens, julle is so trots op hoe julle leef, julle is so spiritual, julle is so amazing. Hy sê, nee, julle moet eintlik hartseer wees. Julle moet eintlik hartseer wees oor hierdie ding wat aangaan daar. Julle moet besef dat hier's een persoon, en julle besef nie wat is die effek van een persoon binne in die kerk, wat dit kan veroorsaak nie, wat kan een sonde veroorsaak nie. En Paulus sê, sit hierdie man uit, sit hom uit, hy het unrepented sin in sy lewe. Die ding van suurdeeg is dat dit kan, 'n klein bietjie kan alles beïnvloed, en dis hoekom Paulus hierdie beeld hier gebruik, is dat wanneer daar 'n klein dingetjie is waarvoor hulle blind is, dat hulle nie raak sien nie, en hulle eintlik verblind voor geraak het, want dit het so aanvaarbaar geraak, en hulle kom dit nie agter nie, jy weet, dit is soos 'n padda wat jy mos in water sit, in 'n pot, en dan sit jy daai pot op die stoof, en dan sit jy hom aan. Dis lekker warm na so 'n paar minute, so hy geniet dit, maar wat gebeur eventueel? Die padda sterf, daai water gaan hom kook. En dit is wat gebeur. En Paulus is bekommerd dat hoe dit binne die kerk lyk, kan word soos wat dit eintlik maar buitekant lyk. En dit beïnvloed eintlik die getuienis van die kerk. En hy sê, roep 'n vergadering. Roep 'n vergadering. Ek gaan daar wees in die gees. Die Here is definitief daar. Waar 2 of 3 in my naam is. En hy sê, in daai vergadering moet julle kom, want julle stem saam, en julle moet ernstig wees, en julle moet hierdie man in die openbaar bring, en julle moet hom uitsit. Laat die vrees van die Here in julle midde wees. Dis 'n ernstige ding.
En as ons bietjie kyk na onsself vanoggend, dan wil ek jou vra terwyl ek met jou gesels dat jy vir die Heilige Gees vra sê, Here, wil U goed in my lewe vir my kom wys? Wil U vanoggend kom en wil U vir my kom wys of daar enigiets is wat in wil kom en wat reeds ingekom het en dit wil in my lewe, wil dit 'n invloed kom hê. Nou ek dink jy besef dalk net soos ek dat ons so 'n bietjie dink aan die wêreld waarin ons leef vandag, né? Is dat ons leef in 'n wêreld waar dinge baie anderste is as 'n klomp jare gelede. Nou party van julle weet ek is nou in die eerste of die tweede dekade dalk. Maar as jy nou al so 'n paar dekades geleef het, dan kan jy sien hoe dit verander. En ek kan duidelik sien hoe dit goed verander vanaf die 70's, 80's tot nou toe. Daar's sekere goed wat nou so aanvaarbaar is. Daar's sekere goed wat dis net hoe ons saam leef. Ons leef net so en ons leef saam met dit en dit is net vandag amper soos normaal. Maar ons besef nie hoe ons toelaat dat iets 'n skade bring wat God bedoel het, moet eintlik 'n groot blessing wees. As ons praat oor die seksuele gebied vanoggend, dan weet ek, daar's baie van ons wat al gelees het van kerkleiers wat selfs geval het op hierdie gebied. En wat se skade dit gebring het en selfs hoe ons voel daaroor in ons eie lewe. En daar's hierdie groot, kan jy sê, prentjie in die kerk en waar partykeer vinger na die kerk toe gewys word en mense die kerk dalk verlaat en ons weet dit is daar en dis juist hoekom dit vir ons belangrik is om daarna te kyk. Vandag as ons kyk na, en ek wil bietjie ons oë net trek na onsself toe. As ons vandag kyk na die wêreld waarin ons leef, is 'n wêreld vol van baie visuele goed. Baie goed wat net absoluut stelling ingeneem het in ons lewe. Dis so normaal. Ek hoor iemand sê nou die dag, ek kan vir 10 sekondes nie na my foon kyk nie. Die media misbruik hierdie ding wat God vir ons gee. Binne in die bemarkingswêreld, jy kan net op die snelweg ry, dan sien jy 'n bord. Jy kan sien op jou selfoon, ek is nog 'n Facebook ou, party van julle is TikTok en Instagram. Wie is Facebook? Is jy Facebookers? TikTokers? So bietjie nie baie in die Instagram? Nou, en julle weet nou hoe werk dit. Daai goed is so slim, né, dat jy's nog besig om pappa se vakansie te kyk en sussie wat ballet en die hobby waarna jy belangstel en dan is dit nie meer daai nie. Dis so amazing hoe die media het gebruik die sepies waarna ons kyk, né, die programme, die films waarna ons kyk. Dis so subtiel kom sagte pornografie in, al hierdie goeters in. En dit is so aanvaarbaar want dit is deel van die storie en dis deel van waarna ons kyk en dis okay om te kyk na die sepies wat ons almal so love as ons kyk na, ek weet nie hoeveel van binnelanders as ek kyk dit nie. Maar dit is so aanvaarbaar as hierdie een los vir daai een en daai een is nou met daai een en dis nou bietjie de mekaar, die wires kruis die heeltyd. En dis wat die excitement bring, want nou is hierdie een nie meer by daai een nie. Die skade wat emosionele verhoudings bring in mense se lewens. En al die losbandige en perversiteit wat daar is, en selfs in die media, en jy's so gewoond daaraan om te kyk na dat daar one night stands is, en dat hierdie ou is hierdie great ou in hierdie film, en daar's was nou hierdie persoon, en dit raak net normaal vir ons. En die Here roep ons tot 'n plek waar hy ouens, die aanslag is wyd en groot, kom ons wees eerlik daaroor. Kom ons wees eerlik oor dit wat in ons lewe is elke dag. En dat ek en jy die geleentheid om te sê, Here, laat ons u plan sien vir ons seksualiteit. Laat ons verstaan wat u bedoel daarmee. En vandag wil ek saam met jou kyk na hierdie skrifgedeelte wat ek gelees het, om net bietjie te sê, Here, kom praat met ons. En Paulus praat eintlik deur die hele hoofstuk 5 en 6 en in 7 hieroor. Maar vir ons tyd kan ons nie dit alles lees nie. So ek gaan van die skrif uithaal wat volg hierop ook, maar die konteks gaan heeltyd dieselfde bly. So, kom ons begin. Wat is dit wat ek en jy kan doen in ons lewe as dit kom rondom die seksuele? En wanneer dit kom by die goed wat verkeerd is, die goed wat ons weet, Heilige Gees praat met my, en hoe kan ek goed hanteer wat wil kom invloed hê in my lewe? Nommer 1, belangrikste ding wat ek en jy kan doen, wat ons sien wat Paulus hier baie gou vir ons wys, is hanteer dit. Ons moet hierdie goed in ons lewe hanteer, ouens. Ons moet daarteen opstaan. Ons kan nie dit los nie. Ons kan nie die klein bietjie eers los nie.
Ons moet kort met ons na onsself kyk en sê, is hierdie aanvaarbaar vir ons? Is hierdie nou waar ons gaan? Besef ons nou waar hierdie gaan? Ek kyk baie keer saam met Adele na 'n film en dan die setup is amazing. Ek bedoel, die eerste 10 minute, ek love spy flicks en ek hou van dramas en wragtig 10 minute in. Dan is daar 'n plek waar nou moet ek dit hanteer. Ek moet of iets sê of Adele moet iets sê, maar ons moet dit hanteer. En ons het altyd as ons 'n fliek begin kyk, sê ons vir mekaar, ons gee dit die 10 minute toets, né? Die 10 minute toets. Paulus sê, julle moet vers 5 'n gemeentevergadering roep. Julle moet daardie man aan Satan oorgee. Ek bedoel, dis drastiese goed wat hy hiervan praat. Julle moet dit hanteer. Hy sê, sodat sy sondige aard vernietig gaan word, maar sodat hy verlos kan word. Vers 6 sê, besef julle nie dat as hy selfs een persoon toelaat om voort te gaan, dat almal binnekort aangetast sal wees nie. Verwyder hierdie slegte invloed. Paulus het duidelik gemaak, hulle moet dit hanteer, en hoe hulle dit moet hanteer in hulle lewe. Die vyand het in ons lewe net een doel. Hy wil kom slag, steel en verwoes. Die vyand wil vernietig in ons lewe. Die vyand weet dat hierdie is 'n area in ons lewe wat hy kan gebruik en hy's baie suksesvol soms. Dat 'n klein leentjie kom in en ek en jy, in plaas van dat ons 'n ding soms hanteer, akkommodeer ons dit. En wanneer ons iets akkommodeer, dan begin ons met ons lewens kompromie te lewe. En wanneer die vyand is ons kan kry om kompromie te lewe, dis wanneer ons onsself oopmaak vir sy heerskappy en dat ons afgaan in paai wat God nie bedoel het nie en wat daar begin steel word in ons lewe. En daarom is dit Paulus se reaksie is so skerp, is so sterk hieroor dat ons moet onsself beskerm. Want wanneer jy jouself beskerm, beskerm jy 'n klomp ander mense in jou lewe. Wanneer 'n mens jonk is, dink jy nie noodwendig daaraan nie. Jy weet, dis net ek en hier is net hierdie sondetjie en weet dit effekteer nie en ek almal nie. Maar as jy staan aan die ander kant van 'n gemeenskap van mense wat deel van jou lewe geraak het en jy besef regtig, jy begin, ek sê altyd kinders begin regtig 'n brein kry op 20. As hulle regtig bietjie in die wêreld uitgaan, 'n bietjie op hulle eie is, né? Dan begin ons kinders vir ons sê en ek dank die Here wat vir my kinders kom sê, pappa, dankie. Dankie vir daai wat jy gedoen het en daai. Dit was nie altyd vir my lekker gewees nie. Weet wanneer Paulus sê ons moet hom aan die Satan oorgee. Ons moet hom aan die Satan oorgee. Wat sê Paulus hier? Jy weet, sodat hy vernietiging kan beleef in sy lewe, jy weet. Moet beteken dat ons moet nou 'n Gestapo aanstel in die kerk wat kan rondgaan en mense uitsort. Die wat Paulus hier sê is in baie liefde. Want Paulus het die kerk lief en hy besef God se plan vir die kerk. Die kerk, ouens, is die plan vir die wêreld. En wanneer hy dit sê, dan beteken dit die kerk wat Jesus Christus begin het uit sy opstandingslewe uit, is hierdie plek waarin ons as 'n familie van God lewe, dis hierdie plek van seën, dis hierdie plek waar God se lig en waar God se heerskappy en waar al God se blessings is daar vir ons. Dis hierdie amazing mense. En hy sê nee, as hierdie ou nie onder God se heerskappy kan leef op 'n plek, almal van ons kom in hierdie familie in met goeders, ouens. Almal van ons kom hier in met jy word aanvaar. Maar wat God hier kom doen is dat daar's goed in ons lewe wat hanteer moet word. Daar's goed soms wat dalk nie daar was toe jy ingekom het nie, maar die vyand kom en hy wil kom steel. Ons moet dit hanteer. En wanneer ons hier binne is, dan leef ons in 'n plek van, Here, ek volg U, ek het U lief en ek wil U gehoorsaam. En ons help mekaar met dit binne in 'n familie soos hierdie. En wat hy sê is, as hierdie ou dit nie kies om onder my heerskappy te leef, en dan kies hy om te leef onder die heerskappy van die Satan, gee hom dan oor aan die Satan, onder wie se heerskappy hy eintlik is, laat hy in daai koninkryk gaan lewe, maar binne in die kerk dis nie waar hy wil wees nie. Dis nie wat hy kies nie. Sit hom buitekant, en dan wat gaan gebeur is, as gevolg van hoe hy leef, sal alles wat kom, sal met daai manier van lewe, waarvoor ek nie sy liggaam bedoel het nie, sal al die vernietiging plaasvind. Sal al die negatiewe, sal die gevolge daarvan in sy lewe sal hom vernietig. Maar die hoop is dat terwyl hy buitekant is, terwyl hy leef soos wat hy wil, dat God hom sal bring op 'n plek waar hy sal besef waarmee hy besig is en hy die liefde van God net weer sal na uitroep en sê, Here, vergewe my, dat hy sal tot bekering kom. En die boodskap vir my en jou en hierdie is, ouens, ons kan nie speel met hierdie area in ons lewe nie. Dis vir ons ernstig om daarna te kyk.
En omdat dit vir God ook ernstig, wil ons seker maak dat ons in die kerk ook dit hanteer. En wat is vir ons die maklike, of wat is die manier wat God vir ons gee om dit te hanteer? Nommer 1, hy gee vir ons kerk. En binne in die kerk het ons 'n plek waarin ons kan leef binne in verhoudinge, en binne in verhoudinge waar ons accountable teenoor mekaar is. Dis hoekom ons praat in die kerk van groepe. Groepe in die kerk is 'n plek waar ons hierdie wat hier is vandag vat en ons sê, okay, ons maak 'n bietjie groepies hierso van 3, 4, 5, 6. Dis eintlik wat ons doen. Ons doen dit baie wanneer ons baie mense bymekaar is. En eintlik wat ons sê is ons gee onsself vir 'n klomp mense om in my lewe te kom inspreek. Mense wat ek in kan inspreek, mense wat my kan lief hê, mense wat ek naderhand so goed ken en wat ek so vertrou dat ek my hart en my lewe vir hulle oopmaak. Dis wat ons doen in al ons prosesse. Ons werk in groepe en prosesse en ons het ook groepe waarby enige mens by betrokke kan wees. Want dis die plek waar ons vir mekaar sê, hey, die Here het jou lief. Dis nie wie jy is nie. Daar's 'n hoër vlak van lewe wat die Here vir ons het. Dis die plek waar ons regtig kan mekaar aanspreek in liefde. En dis hoekom Matteus 18 ook daar is waar Jesus gekom het en hy gesê het, wanneer jy 'n probleem met jou broer het, of wanneer jy 'n probleem sien, dan gaan jy na jou broer toe en jy praat met jou broer. En wanneer hy nie wil luister, jy vat iemand saam en as hy nie dan wil luister nie, dan bring hom voor die gemeente. Jy sien ons maniere hoe ons seker goed hanteer volgens God se beginsels. Maar dit begin by ek en jy wat deel is van hierdie amazing lewe. En dat ons God se plan vir dit aangryp in ons lewe en ons sê, Here, ons wil leef in 'n plek waar ons binne verhouding accountability het en ons daai hoër vlak van lewe saam kan ontdek en leef. Tweedens het ons binne in ons omgewing het ons iets soos 'n life center waar daar voor die ingangsportaal is al die borde daarop. Ons het dit nou die dag weer gelons. Ons het vir Tries wat dit lei. Ons het 'n wonderlike span mense wat opgelei is weer in ons bemoedigers omgewing en daar's 'n klomp goed hoe ons jou kan binne die kampus kan help en langs jou staan waar jy wil kom en net sê, hoorie, ek het 'n probleem in hierdie area of in hierdie area of dalk in die seksuele. Ek wil net 'n bietjie met iemand gesels. Ons het beraders, ons het raadgewers, ons het mense wat jou help met soul care. Ons help mekaar. Ons wil mekaar help om dit te ontdek wat God vir ons het. En nommer 3, daar is spesialiste wat ons in die kerk ook gebruik. Christensberaders, spesialiste wat jou kan bedien. Want ons wil God toelaat om binne in ons lewe te kom werk as sy kerk, want dit is vir ons ook belangrik om te leef soos wat hy bedoel het. Maar ons gaan nie altyd elke dag oral heen hardloop na mense toe nie. Daar's ook iets wat ek en jy in ons eie lewe kan doen. Daar's 'n manier hoe God ons roep om te leef. En ek wil vinnig met jou net 3 goed noem wat vir my uit hierdie skrif kom wat Paulus sê. En die eerste ding wat Paulus sê is hardloop. Hoeveel julle is bang vir spinnekoppe? Slange? 'n Rottweiler? 'n kwaai hond bedoel ek. Wie van julle het al gehardloop? Wat Paulus hier sê is, hardloop. Hierdie ding is nie soos 'n spinnekoppie, 'n slang of 'n Rottweiler nie. Dis erger. Hierdie is erger. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 18, hy sê vlug dus weg. Hy sê hardloop van seksuele losbandigheid. Hy sê geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Ouens, as jy met 'n Ferrari gaan na die Bosveld toe, gaan jy sukkel as jy op die grondpad kom. Ek kan nie vanmiddag as ek my karavaan wil haak dit met my fiets doen nie. Dit gaan nie werk nie. En net so het God ons gemaak in die seksuele in ons lewe wat hy gemaak met 'n beautiful plan in dit, 'n ongelooflike plan vir ons lewens. En hy het nie bedoel dat dit buite daai plan sal gebruik word nie, maar dit gaan skade veroorsaak. Jy weet hoe God die man en die vrou gemaak het, was God nie verward geweest nie. God het geweet wat hy maak. Hy het presies geweet hoe hy hulle maak en hy het presies geweet hoe hulle in die huwelik sit. Hoe hierdie huwelik gaan werk en hoe die seksuele dan deel raak van 'n huwelik en hoe God bedoel het dat dit iets moet wees wat 'n ongelooflike blessing in hierdie twee mense se lewens gaan wees, want God het 'n plan met die huwelik. En ek praat nie vandag daaroor nie. Dit is 'n ongelooflike plan. Die vrug van kinders, die blessing van kinders. God se plan van vermeerdering. God se plan dat die aarde sal gevul word, nie net met mense nie, gevul word met 'n kerk, gevul word met gelowiges wat lief is vir Jesus, wie se kinders Jesus ken en dat hulle sal die mense wees wat my verteenwoordig. Ek wil die blessing daarvan op die aarde hê.
God soek binne in ons lewe daai ongelooflike keuses wat ons maak, wat dit ontdek wat hy daarmee bedoel het. En wanneer ek en jy buite die huwelik hierdie goed gebruik en daarmee omgaan, soos wat baie algemeen aanvaarbaar raak in die wêreld, in die tyd waarin ons lewe, dis baie meer hooglopend, omdat ons baie meer kan sien deesdae. Jy weet, daai tyd was daar ons nou, daar was nie klippe met skermpies nie. Daar was nie dit nie. En Paulus het so goed as moontlik, het hy geskrywe oor dit wat hy beleef het. En wanneer ons dit buitekant gebruik, die kragtigheid van hierdie ding wat die Here vir ons gee, is binne in enige twee mense wat dit misbruik, net so sterk. Dit bring buitekant die huwelik, bring dit sielsbande in mense se lewens wat daarmee omgaan, en wanneer jy 'n soultie met iemand aangaan, daardie soultie het geweldige negatiewe invloed in ons lewe, want daar's 'n geestelike en emosionele verbinding wat tussen daai twee mense kom, en as dit meer as een mens in my lewe is, dan is al daai verbindinge is deel van my lewe, en dit beïnvloed my. En dis nie wat God bedoel het nie. En dit kom en dit wil net kom vernietig in ons lewe. So ek wil net sê, mamma, jy kan maar vir sussie sê nee. Jy kan nie hierdie naweek gaan oorslaap saam met al die maatjies, seuns en meisies wat daar op die plaas, oom Marius hulle sê, ons kan almal daar kom bly en so aan. Nee, jy kan maar nee, sê is okay. Papa, jy kan maar vir jou kind sê, ek sal jou kom haal 11 uur by die kuier. Ek sal die enigste papa wees wat daar opdaag, maar jy kan nie oorslaap nie. En in my kinders se lewens het ons dit gedoen. Is daai selfde kinders wat vandag terugkom en sê, papa, ek wil net vir jou sê dankie. Ek was jou baie kwaad geweest toe jy dit gedoen het, want ek het baie skaam gevoel. Maar vandag verstaan ek, en ek is dankbaar vir mense wat opstaan, vir papa en ma wat opgestaan het. Die goed wat in 'n ou se persoonlike lewe sulke skade wil bring, wat ons moet hanteer, soos pornografie byvoorbeeld. Pornografie is daai ding wat so onopsigtelik kan wees in 'n omgewing, maar so ongelooflik skade bring. Ons kan nie daarmee sukkel nie, want die invloed wat dit het om goeders in jou lewe te beleef, wat 'n invloed het in jou brein, waar dit sekere hormone afskei en jy naderhand verslaaf raak aan daai hormoon, wat 'n groter verslawing is as wat God enigstens bedoel het, in plaas van dat dit in die intimiteit van die huwelik sal beautiful wees. Kom bring dit geweldige afbreek in selfs huwelike. En dan wil ek nie eens uitbrei na al die verskillende forme van losbandigheid en perversiteit nie, maar alles het net een doel, en dis om weg te lei van die blessing wat die Here vir my en jou se lewe het. En daarom moet ons vir mekaar sê, bly weg, hardloop in jou lewe, sê nee, sê nie vandag nie, in liefde, liefde wat wil help. Paulus kom en hy sê, hy praat met die jong mense, hy sê, as hierdie ding jou brand, hy sê, jy kan nie sonder dit in jou lewe nie, en sê hy, trou dan man, so ek wil vir jou sê, trou, kry dit oor, trou nou, maar moenie met dit saamleef in jou lewe, moet dit nie akkommodeer nie. Ek en jy moet liewer te hardloop in die arms van my man of my vrou in. Ek en jy moet hardloop in die arms van God in. Maar ons moenie hardloop na die plekke toe wat God nie vir ons bedoel het nie. Tweede punt. Ek en jy moet skoon maak in ons lewe. Maak skoon. In ons huis het ons 'n skoonmaak regime. Adel se reël is 1 vertrek 'n dag. 1 vertrek 'n dag. Ek weet nie of julle hou van skoon huise nie. Maar ons hou daarvan as die huis skoon is. Ek weet as sy inkom in die huis in die dag, en sy so inkom, dan ons kombuis, jy kan alles gelyk sien, kom oop plan huis, dan daai kombuis blaaie, weet ek moet so skoon wees. So ek weet nou al as ek daar is en ek het koffie en so gemaak, dan moet ek so 'n bietjie afvee hier en 'n krummeltjie daar, en ek weet waarvan sy hou. Hoekom? Want ek is lief vir haar. Ek wil haar dien. Nou manne, ek sien nou so 'n bietjie, hoor jy daarso. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6:19, hy sê, of verstaan julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. As ek aan die Here behoort,
het hy die titelakte op hierdie eiendom. Hy kies. Ek bedoel, hoe amazing is dit? Dat God kies om hierdie sy blyteplek te maak op die aarde. So oral waar ek gaan, alles wat ek doen, sê die woord vir my, is God by my, hy's in my, en hy kies hierdie plek as sy woonplek. So ek vat die tempel van die Here nou oralster saam. Dit is nie daai tempel wat gestaan het daar in Jerusalem nie. Dis nie die tabernakel wat saam met die Israeliete gaan het, daai baie spesiale plek wat hulle opgerig het vir die Here, al daai maniere, al daai riglyne wat God gegee het, dit moet so lyk, met die beste gebou. Dis hoekom ek en jy hierdie ouens, dis die beste plek vir die Here. Hy kies dit. So ek en jy moet weet maar, wat doen ek met dit? Hoe hou ek dit soos 'n tempel van die Here in ons lewe? 1 Korintiërs 6:15 sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n deel van Christus is nie? Sal 'n mens jou liggaam wat aan Christus behoort met 'n prostituut verenig? Hoe radikaal is dit wat Paulus hier sê? Weet jy nie dat jou liggaam is 'n deel van Christus nie? So aan die een kant 'n tempel waarin hy bly, en aan die ander kant, my liggaam is deel van hom. Hy is die hoof, ek is die liggaam. Ons is saam die liggaam, maar elke van ons is 'n deel van hierdie liggaam. Ek bedoel, ons hoor baie hierdie terme van die liggaam van Christus. Maar besef jy dat jy is deel van die liggaam en jy is in liggaam verbind met hom, en dat hierdie liggaam is die voertuig wat hom oral vat, en hy's deel van my. So hierdie liggaam is baie spesiaal vir hom, en dit moet spesiaal vir my wees. En dit is 'n plek wat ek wil so hou, dat dit die heiligheid wat ek dit sien, en wat aan God behoort sal hê. As jy dink aan die Jode, voordat hulle die Paskafees vier, gaan hulle in die huis in, en hulle het al die krummeltjies brood, en koek, en wat ook al in die huis was, moes hulle gaan optel het, en hulle doen dit nou nog, dink ek. Waar hulle dit gaan optel, en seker maak, dat daar is geen krummeltjie van enigiets, wat met suurdeeg gemaak is in die huis nie. So as hulle die Pasga vier, dan vier hulle dit met ongesuurde brode. Hoe ernstig is dit? Hoe beautiful is dit, om net te kan dink, hoe daar's 'n fokus om seker te maak, daar is nie 'n krieseltjie in die huis, hulle gaan in die hele huis oralste in om dit te doen. En hoe ek en jy in ons lewe, as ons ding, die Here se huis, is 'n plek wat hy kies, en dat ek wil so lewe, en seker maak, dat ek 'n plek het wat vir die Here 'n heilige plek is. So daarom is dit belangrik, dat ek en jy sal kyk, hoe hou ons dit skoon? Hoe leef ek met my selfoon byvoorbeeld? Hoe leef ek met hierdie skerm, wat so elke dag vir my soveel goed wil gee? Ek kan nie vir 10 sekondes hom uitlos nie. Ek is so besig met hom, ek is so besig met die skril, voor ek gaan slaap, as ek opstaan, by die werk. Dis al so groot uitdaging in party besighede, dat party mense kan nie ou selfoon daar gebruik nie. Hoe kom ek in my lewe in, waarmee is ek besig, as ek dink aan hierdie liggaam wat God my gegee het? Waaraan dink ek? Wat is ek besig om te lees? Wat is ek besig om te kyk, né? Maar ook, hoe beskerm ek my liggaam wanneer ek in interaksie met ander mense is? Hoe beskerm ek my liggaam in 'n interaksie met die ander geslag? Watter grense het ek in my lewe ingebou om seker te maak dat hier is 'n skoon huis? En hoe leef ek saam met ander mense wat ek accountable vriende noem, wat ook vir my die regte vrae kan vra, wat betrokke wees in my lewe. En as hulle iets sien dalk sien hulle 'n krummel, en sê, hey, hier is nog 'n krummeltjie, dan in liefde kan hulle my help. Die derde punt is, leef om God te verheerlik. Leef om God te verheerlik. Paulus sê in 1 Korintiërs 6:19, want julle is teen 'n dierprys gekoop, daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. Ouens, God het betaal vir my. Ek behoort aan hom. So my hele lewe, wanneer ek my hart vir die Here gee, is dit nie net my hart wat ek vir die Here gee nie. Ek gee eintlik my hele wese vir die Here, en ek gee alles vir hom, liggaam, siel en gees. Alles behoort aan hom. So ek wil in alles wat ek doen, en die manier hoe ek werk, die manier hoe ek leef, wil ek seker maak dat my hele lewe hom verheerlik. In my seksualiteit ook, wil ek seker maak ek verheerlik hom. Met hoe ek dit gebruik. Hoe ek belê in myself. Hoe ek kyk daarna. Nou hier buitekant, toe sit die mense so lekker en eet, en toe sê iemand, hoor jy sommer, jy moes ook oor dit gepraat het.
Sê ek, nee, ek wil nou nie vir Zelda beïnvloed nie. Want julle gaan nou lekker kos by Zelda koop. Maar ons moet kyk na hierdie liggaam. Elke area van my lewe is vir God belangrik. En ek wil kies om in die blessing wat God vir my het te lewe. Ouens, wanneer ek en jy kom en ons kies om in die blessing van die plan van die Here te leef, dis wanneer ek hom verheerlik met my lewe. So kom is dit vir ons belangrik om na hierdie goed te kyk. Want hoe ek en jy na ons liggaam kyk, is tog hoe ek kies om te lewe in sy waarheid en in sy liefde en vir dit wat hy vir my het. En ek kies dit nie net omdat ek God wil verheerlik nie, maar ek kies dit ook vir die rede dat my lewe, my enkele lewe, het 'n invloed op 'n klomp ander mense. Jou lewe, hoe jy leef in jou lewe, in elke area van jou lewe, beïnvloed jou huwelik. Dit beïnvloed jou kinders. Dit beïnvloed die huis waarin jy bly. As jy 'n kind is wat hier sit vandag, hoe jy leef in jou seksualiteit nou in jou ouderdom, sal jou hele huis beïnvloed. Dit sal jou maats beïnvloed by die skool. Dit sal jou vriendskappe beïnvloed daar buitekant. Dit sal die kerk hier binnekant beïnvloed. Die manier hoe ek en Adel wat nou hier gesit het, hoe ek en sy leef met ons seksualiteit in ons lewe, het 'n direkte invloed binne my kinders se lewe. Ek kan sien hoe hulle lewe vandag. Dit het 'n direkte invloed in my vriendskappe. Ek kan sien hoe dit 'n invloed het in ander mense se lewens en hoe ander mense se lewens ook ons in 'n beïnvloed. Hoe ek en jy leef, beïnvloed huwelike, gesinne, ongetroudes, dit beïnvloed jou vriendskappe. Enkel mense beïnvloed al die mense om jou, jou familie en jou vriendskappe. En wanneer ons dink aan die kerk, dan beïnvloed dit hierdie liggaam aan wie ons nou behoort. En ek en jy is verbind aan mekaar deur Christus. Ons is nou een nuwe brood. Dis wat ons is. Hy het die ou brood kom wegvat en hy het ons in 'n nuwe brood kom saam sit en ons wil elkeen seker maak dat dit is wat God wil doen. Dat ons God dit laat doen deur ons. 1 Korintiërs 5:8 sê: Kom, ons vier dan fees. Nie met die ou brood van sonde en onsedelikheid nie, maar met die nuwe brood van reinheid en waarheid. En vanoggend gaan ek jou nooi na die nagmaal toe. Dat ons vanoggend as ons na die nagmaal toe kom, dan kom ons met hierdie harte wat sê, Here, U het ons deel gemaak van 'n nuwe brood. God se droom oor my en jou lewe is dat elke area sal getuig van hom. Vanoggend wil ek jou innooi in 'n oomblik net in, waar ek wil sê, kom ons as 'n gemeente, staan op vandag. Dat ek gaan jou nooi nou om te staan saam met my te sê, ek neem 'n stand teenoor hierdie ding in my lewe. Dat ek staan saam op en as 'n gemeente gaan ons staan teen die vyand se plan met hierdie ding binne in ons, my eie lewe, my gesin se lewe, my omgewing se lewe en binne in ons kerk ook. Ek wil die musiekspan om vra om vorentoe te kom asseblief. Daar's 'n bekende quote wat die volgende sê: The only thing necessary for the triumph of the evil is for good men to do nothing. En vanoggend wil ek jou vra, as jy saam met my wil staan in hierdie plek en sê, ons staan vanoggend op teen hierdie ding, wil ek jou nooi om dit nou te doen. Ons staan op teen die invloed daarvan in ons lewens. En ek weet nie waar jy is rondom dit vandag nie, en dalk is jy iemand wat reeds in julle lewe staan julle daarteen. Ons staan vandag weer nie daaroor. En ons sê, Here, ons wil wegvlug wanneer dit nodig is. Ons wil ons kinders help met dit. Ons wil vandag die mense wees wat sê, ons wil as 'n gemeenskap, wil ons seker maak ons huis is 'n plek wat vir u 'n huis is waarin u so gemaklik en so welkom voel. En ek wil jou vra net om maar weer staan, net jou oë toe te maak en ek wil net saam met jou bid. En dalk staan jy vandag terwyl almal se oë toe is en net ek kan jou sien. Ek wil jou nooi as daar, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie,
Maar dalk is daar iemand vandag hier, en jy voel maar hier is goed in my lewe, waarmee ek nog sukkel. Dan wil ek jou net vra, daar wie jy staan, net vinnig jou hand opsteek en laat sak. Net so, jy kan net vir my jou hand wys. Dankie, ek sien hom. Dankie, yes, dankie. Net vinnig, dankie, daar sê dankie julle. Dankie. Vader, ons kom vanoggend voor U as 'n gemeente. Ek weet, hier's ouens dalk wat nie van ons gemeente is nie. Vader, ons kom elkeen ook net voor U, as U kinders. En vandag kom ons, Here, en ons wil net kom staan as 'n gemeente vir die waarheid en vir U blessing in ons lewens. En Here, ons kom staan as 'n gemeente teenoor hierdie invloed wat in ons lewens wil kom, wat wil kom steel, Here, en kom slag en wil kom verwoes. En ons bid nie net vir onsself as ons hier staan nie vandag, Here, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons gesinne, en ons bid vir almal om ons. Here, dat U waarheid ons sal kom lei, Here, dat U ons in ons lewe sal kom help met hierdie goed. En Here, as die ouens wat hier staan vanoggend en sê, ek sukkel nog met 'n paar goed. Vader, dankie dat ons saam kan bid, en weet dat U liefde, Here, het ons kom vrymaak van elke sonde in ons lewe. Dat U liefde, Here, en die ongelooflike genade, deur die Heilige Gees se krag, wil ons kom lei vandag, om kwaliteit besluite in ons lewe te maak, om af te sit wat moet afgesit word, om te stop wat moet gestop word, om nee te sê, en om op te hou in ons lewe. Here, want dit wat U vir ons het, weet ons, is goed. En ons kom lê hierdie goed by U voete neer vandag, Here, en sê dankie dat U ons vry maak. Dankie, Here, dat ek weet dat ek aan U behoort, Here, en ek kies die lewe vandag. Dankie, Jesus. Dankie dat U ons vry maak. Dankie, Here, dat ek in die plek, in die plan kan stap vir my seksualiteit. As 'n jong mens, as 'n getroude mens, as 'n ongetroude, vir enkel persoon. In my ouderdom kan ek daarvoor staan. Elkeen van ons, Here, kies dit. En ons wil U verheerlik in Jesus naam. Amen.